Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 12, 13 tot 19 Junie. Deel hom met ander. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, ons dankie vir die geleentheid om weer eens vandag u woord te kan bestudeer en te kan leer. Ons vra dat u wil is dat u ons harte en ons gedagtes mag stilmaak, dat ons u boodskap mag ontvang en laat u Gees ons lei, dat ons nie net hoor nie, liewe Heer, maar dat ons ook mag verstaan en mag toepas wat ons hierdie week gaan leer. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Sabbatmiddag, skrifverwysings vir die weekse studie. Matteus 28 vers 18 tot 20, 2 Petrus 3 vers 18, 1 Petrus 3 vers 8 tot 15, Hosea 7, Sagaria 10. Geheeteks, Jesaja 50 vers 4. Die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge. Jesaja 50 vers 4. 'n Besige Sabbatoggend het verleraar G voorgelê. So staan hy te vroeg op om voorbereiding vir beide die Sabbatskool en sy preek te doen. Boonop is daar 'n poging in die namiddag wat hy moet aanbied. Hy gryp die sleutels, vlieg by die deur uit, spring in die motor en trek met 'n spoed daar weg. Hy vleg deur die stadsverkeer. Waarheen is al hierdie mense op pad, dink hy vieserig, en dit op 'n Sabbatoggend. Nou gaan ek laat wees vir kerk. Skielik kom iemand en druk reg voor hom in. Hy trap verwoed rem. Uit pure woede en frustrasie skreeu hy op die bestuurder en swaai sy vuis in die lug. Uiteindelik kom leraar G by die kerk aan. Toe hy later opstaan om die les aan te bied, kyk hy uit oor die gemeente. 'n Bekende gesig vang sy oog. Die einste bestuurder wie se nek hy net 20 minute tevore mooietjies wou omdraai. Later stel 'n lidmaat die motorbestuurder aan hom voor. Die persoon is 'n nie-adventis wat op besoek by familie is. Opnuut besef leraar G dat elke interaksie wat mens met 'n ander het, ongeag of hulle bekendes of vreemdelinge is, veronderstel is om van die liefde oor te loop. 'n Liefde wat spruit uit die blywende verhouding met God. Mens weet nooit watter uitwerking jou optrede as 'n gelowige op 'n ander kan hê nie. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 20 Junie. Sondag 14 Junie. Vanuit die oorvloed. Lees Jesus 'n groot opdrag aan sy volgelinge in Matteus 28 vers 18 tot 20. Elke keer wat Jesus die woorde al of alles gebruik, wat beide vertalings van dieselfde grondwoord in Koine Grieks pas, wat panta in die verbuigde vorm is daar 'n bepaalde boodskap wat hy oordra. Identifiseer dit nou. Matteus 28 vers 18 tot 20 lees ons volg. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Matteus 28 vers 18 tot 20. Jesus gee ons 'n mandaat om sy boodskap na die wêreld te neem. Gaan dan heen en maak disippels. Dit is juis die Sewende Dag Adventiste Kerk se sending om disippels te maak wat op die beurt nuwe disippels maak. Sodoende verkondig elkeen van ons die ewige evangelie en die 3 engele boodskap, soos gelees in Openbaring 14 vers 6 tot 12, ten einde die mensdom op Jesus se spoedige wederkoms voor te berei.
Elkeen wat 'n nuwe lewe in Christus ontvang het, word geroep om vir hom te getuig. Al te dikwels word hierdie taak in 'n negatiewe lig beskou, as iets wat mense, na hulle mening, nie kan of wil doen nie. In hulle geestesoog sien hulle iemand wat op 'n straathoek staan en preek, of iemand wat 'n ingewikkelde Bybelstudie vir 'n vreemdeling gee. Dan skud hulle net hulle kop en sê oorbluf, nooit as te nimmer nie. Dit is nie vir my nie. Ek is 'n introvert. Om te getuig is ver buitekant my gemaksone. Ware getuienis is eintlik iets heeltemal anders. Jy's bloot 'n ooggetuie van die dinge wat God in jou lewe doen. Terwyl jy toeneem in Christus, neem jy notisie van die lesse wat jy leer en dan deel jy bloot daardie ervarings met ander. Die Here is so goed vir ons. Alles wat hy vir ons vandag doen en in die verlede gedoen het, is die beste nuus om oor te dra. Dit is waarlik die blye boodskap, soos die Afrikaans dit so treffend stel. Ons kan dus en behoort dus nie stil te bly nie. Hy het jou vrygekoop en jou by die naam geroep. Jy is syne. Is daar beter nuus vir enige een op enige plek op hierdie aarde? Hoewel die disippels van die vroeg Christelike kerk grootendeels ongeletterd en nie juist wel besproke was nie, het ons steeds iets om by hulle te leer. Lees Handelinge 1 vers 8 en Handelinge 4 vers 13. Hoe was dit om in die vroeg Christelike kerk te getuig? Watter soort impak het Petrus en Johannes se getuienis op hulle gehore gehad? Handelinge 1 vers 8 lees: Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Handelinge 4 vers 13 lees: En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. In 'n latere stadium verklaar Petrus en Johannes in Handelinge 4 vers 20, want ons kan nie anders as om die dinge te spreek wat ons gesien en gehoor het nie. As mense soos in vers 13 wat saam met Jesus was, moes hulle eenvoudig vir Christus getuig. Die Heilige Gees het hulle die onverskrokkenheid gegee, as ook die vermoë om hul getuienis op 'n oortuigende wyse te gee. Bring nou tyd in gebed deur. Neem in ag dat die Here ons lei na mense teenoor wie ons vreesloos moet getuig. Bid dat God jou die nodige moed daarvoor sal skenk. Bid ook vir die nodige wysheid om te weet wanneer om te praat en wat om te sê. Lees 1 Johannes 4 vers 7 tot 11 en vra die Here om 'n voorliefde vir getuienis by jou aan te wakker. Ons lees en sluit af met 1 Johannes 4 vers 7 tot 11. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar so lief te hê. Maandag, 15 Junie. Kragtig sonder dwang. Hoe is dit dat Jesus altyd so gemotiveerd was? Hy het immers aanhoudend gewerk. Hy het elke liewe dag so baie mense genees en vertroos, hulle geleer en vir hulle gepreek. In die skrif lees ons Matteus 9 vers 36, toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpelose skape wat nie 'n wagter het nie. Die deernis en liefde wat Jesus vir die mensdom gehad het, dit is wat hom aan die gang gehou het. Op 'n soortgelyke wyse noop die inwonende liefde van God ons om 'n las vir siele te hê, om ander na hom en na sy waarheid te wil lei. 2 Korintiërs 5 vers 14 sê vir ons,
want die liefde van Christus dring ons. Het jy al ooit tussen 'n klomp mense gestaan en met die oog op die ewigheid ander se gesigte raak gesien en toe gedink, ek wonder of hierdie persone vir Jesus ken? Het jy al 'n behoeftige persoon gesien en dan wel iets in jou binneste op? Iets wat slegs deur die liefde van God beskryf kan word? Die liefde van Christus noop ons om iets te voel en iets te wil doen vir siele. In die verband skryf Jeremia in Jeremia 20 vers 9, maar dan word dit in my hart soos 'n vuur wat brand, vasgevang in my gebeente. Ek het my moeg gemaak om dit binne te hou, maar ek kon nie. Wanneer ons egter vir Christus getuig, moet ons nooit iemand probeer forceer om die Here en sy Bybelwaarhede te aanvaar nie. Dwang gaan lynreg teen die aard en die wese van God se karakter in. Die Here het byvoorbeeld nie vir Adam en Eva van die boom van kennis van goed en kwaad weerhou nie. Genesis 2 vers 16 en 17 lees ons, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Mense is ook nie in die ark geboender om hulle van die sonnevloed te red nie. Genesis 7 vers 1 sê vir ons, daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. Die Israeliete het nie onder verpligting gestaan om by hul verbond met God te hou nie. Deuteronomium 4 vers 29 tot 31 lees, dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind as jy hom met jou hele hart en jou hele siel soek. As jy in die nood is en al hierdie dinge aan die einde van die dag oor jou kom, sal jy na die Here jou God terugkeer en na sy stem luister. Want die Here jou God is 'n barmhartige God. Hy sal jou nie verlaat en jou nie in die verderf stort nie. En hy sal die verbond van jou vaders, wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. Inteendeel, God voorsien in sy kinders se behoeftes en doen dan 'n beroep op hulle om hom te volg. Matteus 4 vers 23 tot 25 sê vir ons, en Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die gerig aangaande hom is versprei oor die hele Sirië. En hulle het na hom gebring almal wat ongesteld, wat gekwel was deur allerlei siektes en pyne, wat van duiwels besete was en maansiektes en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. En die groot menigtes het hom gevolg van Galilea en Decapolis en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan af. Jesus het niemand ooit gedwing om hom te volg of by sy waarheid te hou nie, hoewel hy nooit opgee op die mens nie. Matteus 23 vers 37 sê vir ons, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Ons benadering tot die getuienis wat ons gee, behoort altyd 'n weerspieëling van Jesus in te wees. In die verband skryf Ellen G. White in The Desire of Ages, bladsy 487 die volgende. Die dwing van mense om Jesus te volg, hoort glad nie in Christus se sending nie. Satan is die een, as ook mense wat sy gees in hulle het, wat die gewete in 'n bepaalde rigting wil dwing. Die oortuigendste bewys dat een van ons wel die gees van Satan in hom of haar het, is die neiging om ander te wil seermaak en uit die weg te wil ruim, omdat hulle nie ons sending verstaan nie, of nie dieselfde oortuigings as ons het nie. The Desire of Ages, bladsy 487. Ons moet graag 'n werktuig in diens van God wil wees. Ons leef in 'n wêreld wat die waarheid verafskuw. Nietemin moet hierdie toedrag van sake ons nie keer om ander op 'n bedagsame en liefdevolle wyse daarvan te vertel nie. Onthou net, ons persoonlike getuienis is dikwels die gesaghebbendste werktuig om ander van God en Christus te vertel, veral aan die begin van ons getuienispaadjie. Openbaring 12 vers 11 sê vir ons,
en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie. Lees 2 Petrus 3 vers 18. Op watter maniere groei jy in die Here se genade en in sy kennis? Hoe sien mens dit aan jou interaksie met ander? Ons lees en sluit af met 2 Petrus 3 vers 18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as die dag van die ewigheid. Amen. Dinsdag 16 Junie. Wenke om Jesus met ander te deel. Die vraag wat mens moet afvra is: vir wie is ek besig om van Jesus te vertel? Die posbode, 'n winkelassistent, iemand wat jy daagliks teekom wanneer jy eentjie gaan stap? Die Here roep elke gelowige om aktief deel van sy werk te wees. Ons kan onsself boonop aan die volgende belofte herinner. Jesaja 50 vers 4. Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat ek die wat moeg is, kan moed inpraat. Voorts is dit elke Christen se plig om altyd 'n verduideliking, of soos die Koen Grieks dit in die verbuigde vorm stel, 'n apologeon, gereed te hê, ter verdediging van die geloof en hoop wat in ons lewe. Lees 1 Petrus 3 vers 8 tot 15. Wat sê die woord van God vir ons oor hierdie verse? Ons lees 1 Petrus 3 vers 8 tot 15. En eintlik, wees almal eensgesind, medelyend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skaldwoorde met skaldwoorde nie, maar seën inteendeel. Omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen, as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet ly ter wille van die geregtigheid, salig is julle, en vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie. Maar heilig die Here jou God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. 1 Petrus 3 vers 8 tot 15. Hier is enkele wenke in die soeke na maniere om Jesus op 'n meer doelgerigte wyse met ander te deel. Punt nommer 1. Bevriend ander deur hulle mettertyd te leer ken. Jou warmte, vriendelikheid en opregte belangstelling in hulle, dit wil sê jou dierbaarheid in 'n neutedop, sal hulle nader aan die Here trek. Party mense noem dit vriendskaps-evangelisasie. Punt nommer 2. Bid dat die Heilige Gees in daardie persoon se hart sal werk. Bid ook vir die regte geleenthede om interaksie met hom of haar te hê. Punt nommer 3. Wees op die uitkyk vir die regte geleenthede om jou geloofservarings met daardie persoon te deel of saam met hulle te bid. Hier praat ons van geleenthede wat nie geforseerd of aangeplak voorkom nie. Vra die Here om jou 'n onbeskroomde, dog sagmoedige benadering hiervoor te skenk. Punt nommer 4. Soek na maniere om jou nuwe vriend of vriendin in kontak met ander gemeentelede te bring. Sodoende kan daardie persoon die koesterende samesyn van jou kerkgesin persoonlik ervaar. 'n Sosiale byeenkoms of 'n Bybelstudie in klein groepie formaat werk goed as 'n volgende stap. Punt nommer 5. Bid oor die spesifieke behoeftes of vrae wat jou nuwe vriend dalk het. Wees ook op die uitkyk vir geleenthede om hom of haar te toon dat die Bybel mens vertroosting, raad en leiding bied. Begin met die deel van 'n enkele Bybelbelofte of die beantwoording van 'n enkele vraag wat dan die weg vir meer diepgaande besprekings sal baan.
Bid ook oor daardie toekomstige mededelings. Punt nommer 6. Op 'n dag sal jy natuurlik by jou vriend of vriendin wil hoor of hulle graag die volgende stap wil doen. Dit wil sê of hulle 'n Bybelstudie wil doen en dan in 'n stadium gedoop wil word. Hier moet mens nog oorhaastig, nog traag wees. Bid vir 'n goeie balans. Punt nommer 7. Ons dade behoort te getuig aan wie ons behoort. Hoe ons medemens behandel, spreek immers boekdele. Naarmate ons karakter na die beeld van God gevorm word, dit wil sê, naarmate ons deur Christus geheilig word, sal ons mense na Jesus wil trek. Dit sal ons groot strewe wees. Woensdag, 17 Junie. 'n Afgedwaalde kind. Baie van ons is vertroud met die pyn en hartseer van 'n kind wat in 'n diep geestelike huis grootgemaak is, een waarin geloof die dryfveer was, maar wat dan besluit het om die Here en die verhouding met hom te versaak. Efraim, God se uitverkore volk, het afgedwaal van die Here. Wat sê Hosea 4 vers 17 en hoofstuk 7 oor Efraim se sonde? Hosea 4 vers 17 lees: Efraim is gekoppel aan die afgode, laat hom staan. Hosea 7 lees soos volg: Die verregaande boosheid van Efraim. Terwyl ek Israel genees, word die ongeregtigheid van Efraim openbaar en die booshede van Samaria, want hulle pleeg bedrog en die dief breek in en 'n rowerbende plunder op die straat. En hulle sê nie in hulle hart dat ek aan al hulle boosheid dink nie. Nou omsingel hulle dade hulle. Dit lê oop voor my aangesig. Met hulle boosheid verbly hulle die koning met hulle leuns en vorste. Hulle is almal oorspelers. Hulle is soos 'n oond wat bly brand, ook al het die bakker opgehou met stook, vandat die deeg geknie word, totdat dit deursuur is. Op die dag van ons koning is die vorste siek van verhitting deur wyn. Hy steek sy hand uit na die spotters. Ja, hulle het hul hart gemaak soos 'n oond in hul agterlustigheid. Die ganse nag deurslaap hulle bakker. In die môre vroeg brand dit soos 'n vuurvlam. Hulle almal gloei soos 'n oond en verteer hul regerders. Al hulle konings val. Daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. Efraim, hy vermeng hom met die volke. Efraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Vreemdes verteer sy krag en hy bemerk dit nie. Ook is grysheid oor hom uitgesprei en hy weet dit nie. Ja, die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom, en tog bekeer hulle hom nie tot die Here hulle God nie, en ondanks dit alles, soek hulle hom nie. So het Efraim dan geword, soos 'n onnosele duif sonder verstand. Hulle roep na Egipte, hulle gaan na Assur. Wanneer hulle gaan, sal ek my net oor hulle uitsprei, soos die voëls van die hemel trek ek hulle neer. Ek tigtig hulle soos hulle samekoms aangekondig is. Wee hulle, omdat hulle van my weggevlieg het. Verwoesting oor hulle, omdat hulle teen my oortree het. Ek tog wou hulle verlos, maar hulle het leuns teen my gespreek. Ook roep hulle nie van harte na my nie, maar jammer op hulle bedde. Terwille van koring en mos kerwe hulle self stikkend. Hulle is opstandig teen my. Alhoewel ek hulle arms geoefen, versterk het, het hulle kwaad teen my beraam. Hulle keer terug, maar nie na bo nie. Hulle is soos 'n bedrieglike boog. Hulle vorste sal val deur die swaard weens die skelwoorde van hulle tong. Dit is hulle bespotting in Egipteland. Hosea hoofstuk 7. Voorts lees ons dat Rachel, wat Efraim se ouma is, in 'n metaforiese sin huil, omdat Efraim sy bande met God verbreek het. Jeremia 31 vers 15 lees: So sê die Here, 'n stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders, sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle nie daar is nie. In verse 16 en 17 reageer die Here soos volg op haar verdriet. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Here, en hulle sal uit die land van die vyand terugkom. Ja, daar is verwagting vir jou nakomelinge, spreek die Here, en die kinders sal terugkom na hulle grondgebied.
Plaks van ween vir haar afvallige kind, word Rachel aangesê om hoop te hê. Watter ander les kan ons ook uit hierdie hoofstuk leer? Ons lees Jeremia 31 vers 18 en 19. Sekerlik het ek Efraim hoor weeklaag. U het my getigtig en ek het my laat tigtig soos 'n ongeleerde kalf. Bekeer my, dan sal ek my bekeer, want U is die Here my God. Want nadat ek tot inkeer gekom het, het ek berou gehad. En nadat ek tot insig gekom het, het ek op die heup geslaan. Ek het beskaamd gestaan, ja, ook in die skande gekom, omdat ek die smaad van my jeug dra. Jeremia 31 vers 18 en 19. Deur hierdie verhale leer ons dat ons altyd rede het tot hoop, soos Efraim die Gomer ook gehad het, omdat die Here nie opgee nie. Hoewel die Here sy weerbarstige volk keer op keer teregwys, is hy steeds barmhartig teenoor hulle. Dit is God se boodskap aan die leser, wat deurgaans in die hoofstuk na tevore tree. Jeremia 31 vers 20 sê vir ons, is Efraim vir my 'n dierbare seun of 'n troetelkind? Want so dikwels as ek teen hom spreek, dink ek nog altyd aan hom. Daarom is my ingewande oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. Al voel ons knaand die pyn, frustrasie en mismoedigheid van 'n geliefde wat die Here versaak het, of al sê ons negatiewe dinge oor daardie persoon, herinner die Here ons daaraan dat hy glad nie van daardie koppige kind vergeet het nie. Allermins, die Here se liefde vir daardie verlore seun of dogter is nie vlietend nie. Nee, dit is innig en opreg. Om die waarheid te sê, die Here sê dat hy vreeslik na hulle verlang. Hy begeer dat die afgedwaalde sal terugkeer na hom. Groot is sy genade vir hulle. Te midde van Rachel se pyn oor die koppige Efraim, reageer die Here op 'n barmhartige wyse teenoor albei partye. Hoe laat hierdie deernisvolle reaksie jou voel oor 'n geliefde wat God versaak het? Is hierdie wete vir jou bemoedigend of uitdagend? In watter opsig? Donderdag, 18 Junie. Bring hulle terug. Almal van ons het al oomblikke van swakheid of weifeling in ons wandel met God beleef. Daardie diepe valleie van innerlike ontrouheid en daardie laagtepunte van ellelange louheid. Wat het jou na God en 'n noue wandel met hom teruggebring? Sagaria 10 bevat lieflike boodskappe oor die Here wat sy volk na hom toe terugbring. Lees dit aandagtig deur. Neem deurgaans kennis van die hoofboodskappe. Ons lees Sagaria 10. 'n heerlike toesegging aan Israel. Bid tot die Here om reën in die tyd van die laatreëns. Die Here maak die weerligte en hy sal aan hulle 'n stortreën gee, plante op die veld aan iedereen. Want die huisgode spreek bedrog en die waarsêers sien leuns en verkondig nietige drome, hulle troos met wind. Daarom het hulle weggeswerwe soos 'n kudde. Hulle verkeer in verdrukking omdat daar geen herder is nie. Teen die herders het my toorn ontvlam, en oor die verbrokke sal ek besoeking bring, want die Here van die leerskare gee ag op sy kudde, op die huis van Juda, en maak hulle tot sy pragtige perd in die stryd. Uit hom sal die hoeksteen, uit hom die muurben, uit hom die strydboog, uit hom die heersers almal saam uitgaan. En hulle sal wees soos helde wat in die oorlog die modder van die strate vertrap, en hulle sal veg, want die Here is met hulle, en die ruiter sal beskaamd uitkom. En ek sal die huis van Juda sterk maak en aan die huis van Josef hulp verleen en hulle 'n woonplek aanwys, want ek ontferm my oor hulle. En hulle sal wees asof ek hulle nie verwerp het nie, want ek is die Here, hulle God, en ek sal hulle verhoor. En Efraim sal wees soos 'n held, en hulle hart sal vrolik wees soos deur wyn, en hulle kinders sal dit sien en hulle verbly. Hulle hart sal juig in die Here. Ek wil vir hulle vleit en hulle vergader, want ek het hulle losgekoop, en hulle sal net so talryk wees soos tevore. En ek sal hulle saai onder die volke, en in die verafgeleë streke sal hulle aan my dink, en hulle sal saam met hul kinders in die lewe bly en terugkom.
En ek sal hulle terugbring uit Egipteland en uit Aser hulle vergader en hulle na die land Gilead in die Libanon bring, maar dit sal vir hulle nie voldoende wees nie. En hy sal deur die see van benoudheid trek en die golwe aan die see slaan. En al die dieptes van die Nyl sal opdroog, ook sal die trotsheid van Assirië neergewerp word en die scepter van Egipteland wyk. En ek sal hulle sterk maak in die Here, en hulle sal in sy naam wandel, spreek die Here. Sagaria, hoofstuk 10. In 'n praktiese sin is dit dikwels uitdagend om behoorlik aansluiting te vind by of interaksie te hê met 'n geliefde wat die Here versaak het. Dalk wonder jy, as iets net nie gebeur het nie, sou dinge nou heeltemal anders gewees het. Dalk vra jy, hoe en waaroor moet ons praat nadat my kind 'n ander lewensuitkyk het? Dalk voel jy gefrustreerd en hopeloos vir die swak besluite wat hy of sy periodiek maak. Hierdie gedagtes het altyd 'n uitwerking op die wyse waarop jy daardie geliefde behandel. Derhalwe is dit uiters belangrik dat jou handel en wandel 'n konstante uitvloeisel van jou stilte tyd saam met die Heiland is. Let op die lewe wat jy voor die afgedwaalde kind of 'n afvallige eggenoot het. Let op jou woorde en optrede. Let op jou gebede. Al hierdie dinge is jou getuienis wat hulle lewens en toekoms radikaal kan verander. Lukas 22 vers 31 en 32 sê vir ons, en die Here sê, Simson, Simson, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. Johannes 21 vers 15 tot 17 sê ook vir ons, toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? En hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, U weet dat ek U lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom 'n derde maal gevra het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Hierdie verse toon hoe Jesus se voorbidding vir Petrus sy toekoms verander het. Neem die hartseer, vooroordeel en veroordeling, al die negatiewe gevoelens weens daardie persoon en gee dit vir die Here. Vra hom om dit met liefde te vervang, die soort wat slegs hy kan gee. Bid dat God jou met sy karakter bedek, sodat jy 'n liefdevolle en onselfsugtige houding teenoor daardie persoon sal uitstraal. Let op Ellen G. White se skrywe in die verband in The Ministry of Healing, bladsy 470. Niks wat 'n deurtastende uitwerking op die innerlike het, is so kragtig as 'n onbaatsigtige lewe nie. Die sterkste argument ten gunste van die evangelie is 'n liefdevolle en innemende Christen. Ellen G. White, The Ministry of Healing, bladsy 470. Diegene wat Christus verwerp het, sien 'n voorbeeld wat ons stel. Hulle merk ons geloofsbestendigheid. Sodoende sien hulle ons as rigtingwysers na Christus en besef dat hierdie voorbeeldige lewe slegs van buite die mens kan kom. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, die liefde wat nooit tou opgooi nie en die hoop wat alle moontlikhede oorskry, dit sien hulle raak. God se liefde vir ons en ons geliefdes is onversetlik. Hierdie liefde wat ons daagliks van die Here ontvang, kan ons aan ons naaste gee. Waartoe moedig Efesiërs 3 vers 17 tot 19 ons aan? Ons lees en sluit af met Efesiërs 3 vers 17 tot 19. Sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is,
en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is van die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Vrydag 19 Junie vir verdere studie. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 384. Dit maak nie saak wat mense sê hulle glo nie. Niemand het God waarlik lief, tensy hy sy broeder onbaatsigtig liefhet nie. Nietemin kan ons hierdie gees nie uit ons eie aankweek deur ons naaste te probeer lief hê nie, nee. Wat ons bekeer is die inwonende liefde van Christus. Wanneer die eie ek heeltemal deur Christus geabsorbeer word, loop mens oor van die liefde. Dan is dit spontaan. Ellen G. White, Christ's Object Lessons, bladsy 384. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White Evangelism, bladsy 356. Wanneer dit by geestelikheid en toewyding kom, is die gevorderdste gelowiges die wat met getrouheid en belangstelling en so aktief as moontlik by die wen van siele vir Jesus Christus betrokke is. Ellen G. White, Evangelism, bladsy 356. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Acts of the Apostles, bladsy 105. Die beste bron van krag om die bose te weerstaan is behoorlike naaste diens. Ellen G. White, The Acts of Apostles, bladsy 105. Volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 142. As ons die vreugde van Christus deelagtig wil word, die vreugde om te sien hoe mense deur sy soendood vrygekoop word, sal ons aktief by sy verlossingswerk betrokke moet raak. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 142. Die laaste aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Education, bladsy 264. Kyk watter samesyn ons te beurt val, omdat ons saam met Christus kan werk. Diegene wat hierdie voorreg verwerp die enigste opleiding wat mens geskik maak om eendag in die hemel samesyn met hom te geniet. Ellen G. White, Education, bladsy 264. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Waarom is die liefde so fundamenteel en essensieel vir enige vorm van doeltreffende getuienis? Vraag nommer 2. Die wen van siele vir Christus is gekoppel aan 'n persoonlike en dinamiese wandel met God. Op watter tydstip in jou lewe het jy al hierdie waarheid persoonlik beleef? Vraag nommer 3. Is daar 'n soort grondlyn of 'n soort basiese begrip wat mens moet hê as jy vir Christus wil getuig? Indien wel, wat is dit? Vraag nommer 4. Waar sou jy begin as jy 'n Bybelstudie aan die nie-gelowige moes gee? Wat is jou vertrekpunt? Om bepaalde leerstellings te staaf met die Bybel of om daardie persoon tot 'n kennismaking en vriendskap met Jesus aan te moedig? Vraag nommer 5. Sing die loflied Verlos, o lieflik is die boodskap in Advent Lofliedere nommer 195 of lees die woorde aandagtig. Dink dan aan die maniere waarop jy hierdie boodskap aan ander kan verkondig. Advent Lofliedere, lied 195. Verlos, o lieflik die boodskap, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos deur sy groote genade, hy is vir sy kinders so goed. Verlos, verlos, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos, verlos, hy is vir sy kinders so goed. Verlos, so gelukkig in Jesus, kan taal my geluk ooit beskryf. Ek weet dat die lig van sy aanskyn die donker vir altoos verdryf. Ek dink aan my dierbare Heiland, ek loof hom die hele dag lank. Ek sing want ek kan nie meer swyg nie, ek bring hom my liefde as dank. Ek weet ek sal eenmaal in skoonheid die koning ter eeue aanskou, wat liefderyk waak oor my skrede,
my vul met 'n lied oor sy trou. Ek weet in die hemel is krone, waar Jesus ons wonings berei, en spoedig met harte volkome sal ons daar by Jesus gaan bly. Verlos, verlos, verlossing deur Jesus se bloed. Verlos, verlos, hy is vir sy kinders so goed. Ter opsomming, wanneer die liefde van God, as ook sy lewende, kragtige woord, ons daaglikse bestaan vul, noop dit ons om elkeen met wie ons te doen kry, lief te hê en Christus met hulle te deel. Om vir Christus te getuig, is iets wat mens op 'n biddende, sorgsame en doelbewuste wyse behoort te benader, en met die geloof dat die Bybel, die woord wat vanaf God se mond na die mensdom uitgaan, nie leeg na hom sal terugkeer nie, maar sal doen wat hy verwag en die doel sal bereik waarvoor hy dit gestuur het. Jesaja 55 vers 11 lees ons: So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Kom ons sluit af met gebed. Ons liefdevolle Vader, ons dank U vir U woord en hierdie lesse wat ons kon leer. Dankie weer vir die herinnering en die inligting wat ons kon ontvang om U te deel met ander en nie uit selfsug vir onsself te hou nie. Liewer dat ons U kan deel sonder om af te dwing, maar kragtig en met liefde en vanuit die oorvloed wat U self in ons lewens uitstort. Liewe Vader, baie dankie dat U hart is met die wat afgedwaal het en dat U ons kan gebruik om hulle terug te bring na U toe. Help ons, liewe Heer, om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar doeners, en vul ons met U liefde en U moed, dat ons 'n lig mag wees waar ook al ons gaan, om ander terug te lei na U toe. Ons gee eer aan U en ons dank U, in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.